Goeiedag julle. En vandag lees ons Efesiërs 2. En ons gaan hoor wat oom Piet en ouma daar sê. Want hulle praat uit genade is ons gered. Heer, maak met ons deur Paulus, u woord en u gees, die waarheid wakker. Laat ons mooi hoor wat u vandag vir ons sê. Ja, en oom Piet, hy staan daar op die perron, hande in die lug. En hy sê, dat in 2 vers 1 sien ons hoe lank God Paulus voorberei het om die evangelie vandag aan ons te kon verkondig. En luister hierso, Paulus was 'n intelligente, hoogs geleerde man gewees. 14 jaar is in enige 'n mens se lewe 'n lang tydperk. En dit is hoe lank Paulus na sy bekering voorberei moes word. Ja, deur God voorberei moes word vir die uitvoering van die taak waartoe God hom geroep het. Julle moet onthou, sê oom Piet, Efese was vol afgoderry en towery gewees. Maar Paulus herinner hulle, ja, julle was geestelik dood en nou is julle lewend. Hoofstuk 2 wys die verhouding met God voor en na bekering. En dan die nuwe eenheid. En vandag gaan Mercia Ross vir ons Efesiërs 2 voorlees. Baie dankie, Mercia. Efesiërs 2, Afrikaanse vertaling 1983. Lewe uit die dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen wat net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered. Deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om sy lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons besem het. Een nuwe mensheid. Vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis, genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mense werk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God, afsonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee
Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God af was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het hy ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en die lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Nou ja, tot sover vandag. En ouma wil net gou ook ietsie sê. Sy sê, vir almal wat daar op die stoep sit, ons was dood in sonde, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons saam met Jesus Christus lewend gemaak, uit genade, nie uit werke nie. En dan kom die wonder, Jood en Griek wat mekaar gehaat het, word nou een nuwe mens. Die muur is afgebreek by die kruis. Ons is nie meer 'n vreemdelinge nie. Ons is huisgenote van God. Ja, ons is gebou op die fundament, met Jesus Christus as die hoeksteen. God, hy woon in ons harte, en is een met ons deur die Heilige Gees. Ja, ouma vra ons vandag, om iets hierdie week te oordink. En sy vra, leef jy vandag uit dankbaarheid, of leef jy uit skuldgevoel? Is daar iemand teen wie jy nog 'n muur in jou hart bou, wat Jesus reeds afgebreek het? En ouma sê die laaste sin, en sy sluit af. Dankie Vader vir genade. Here, maak ons een, soos U ons een gemaak het, soos U bedoel het, om in liefde te lewe, die tweede groot gebod. Ons het U lief, en ons dankie vir U woord en U Heilige Gees. Amen. Jou gawe, jou litteken. God het nie jou pad gemaak, soos enige ander mense nie. Hy het jou deur vuur laat loop, maar hy het jou nie verloor nie. Elke traan het iets geleer, elke wond het iets vertel, wat die wêreld wou vernietig, het God gebruik om jou te stel. Daar is 'n stem binne jou bors, wat niemand anders dra. Daar is 'n lig in jou getuienis, wat deur jou donker vra. Jy is nie net jou pyn nie, jy is nie net wat breek, jy is 'n brief van God se hand, wat deur genade spreek. Jou gawe, jou roeping, jou litteken en seer, word in die hand van Jesus 'n boodskap van die Heer. Jou gawe is nie verniet nie, jou pyn was nie te vergeefs, jou litteken wys sy genade, jou stem dra wat hy genees. wat God in jou
wat net deur jou kan kom. Iets wat net jou hart kan sê. Jou gawe, jou oortuiging, jou litteken en jou lied. Maak 'n pad vir iemand anders Wat vandag nog niks kan sien. staan op, Kind van God, laat sy lig deur jou breek. Wat hy in jou gesit het, moet die wêreld hoor en weet. Moenie jou verhaal wegsteek, omdat het rou en stukkend lyk. God bou dikwels uit die jas uit. Iets wat na sy hemel reik. Die plek waar jy geval het, Kan 'n altaar word van lof. die trane wat jy weggesteek het, Kan verander in geloof. daar is mense wat sal luister, Omdat jy self daar was. jy ken die smaak van leegheid, Jy ken die gewig van las. maar jy ken ook die redder, Wat deur stilte nader kom. jy kan sê, Ek was gepreek, maar ek is vasgehou deur hom. jou gawe, jou roeping, jou litteken en seer, word in die hand van Jesus 'n boodskap van die Heer. Jou gawe is nie verniet nie, Jou pyn was nie te vergeefs. jou litteken wys sy genade, Jou stem dra wat hy genees. wat God in jou gevorm het, Kan die wêreld nie namaak nie. daar is iets wat net deur jou kan kom. Iets wat net jou hart kan sê. Jou gawe, jou oortuiging, jou litteken en jou lied. Maak 'n pad vir iemand anders, Wat vandag nog niks kan sien. staan op, Kind van God, laat sy lig deur jou breek. Wat hy in jou gesit het, moet die wêreld hoor en weet. Die wêreld kan talent koop, maar nie salwing by die vuur. die wêreld kan woorde leer, Maar nie 'n hart wat God bestuur. die wêreld kan 'n masker dra, Maar nie jou waarheid leef. net Jesus kan 'n wond vat. En dit in roep kan weef. Moenie skaam wees vir jou litteken, Dit wys waar God jou gedra het. moenie stil bly oor jou storie, Dit wys waar hy jou kom haal het. wat jy oorleef het word 'n sleutel, Wat jy verloor het word 'n saad. in die hande van die Here, Word jou seere heilige daad. Jou gawe is nie verniet nie. jou pyn was nie Te vergeefs. Jou litteken wys sy genade. jou stem dra wat hy genees. Jou gawe is nie verniet nie. Jou pyn was nie te vergeefs. Jou litteken wys sy genade, Jou stem dra wat hy genees. Wat God in jou gevorm het, kan die wêreld nie namaak nie. Daar is iets wat net deur jou kan kom. iets wat net jou hart kan sê.
oortuiging, jou litteken en jou lied. Maak 'n pad vir iemand anders wat vandag nog niks kan sien. Staan op, kind van God, laat sy lig deur jou breek, wat hy in jou gesit het. moet die wêreld Hoor en weet, God het nie jou pad gemaak soos enige ander